Ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde. Ons dankie vir die goedheid. Ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Heilige Gees, ons maak ons harte oop dit te ontvang wat U vir ons wil wys vandag. Dankie dat U in ons is, dat U om ons is, dat U ons helper is. Dankie vir die groot liefde vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Vanmôre in die woord induik, dat jy onsself vul met God se woord. My titel vanmôre is Wen jy die oorlog om jou aandag. Die titel laas keer was die oorlog om jou aandag en nou is dit wen jy die oorlog om jou aandag. Daar's 'n oorlog om jou aandag. Jou aandag, dit waaraan jy dink en waarop jy fokus, kan dinge in jou lewe inbring en dit kan dinge uit jou lewe uithaal. So die duiwel gaan voortdurend fokus op daai ding om jou aandag af te trek van God se woord af en van wat God gesê het en wat God se wil is. Hy wil jou aandag aftrek, want as jy jou aandag kan afkry, dan net hy jou, né? En ons gaan dit nie toelaat nie. So kom ons maar begin die Bybel oop te maak by Spreuke hoofstuk 4 vanaf vers 20 tot 23. Spreuke 4 vers 20. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle, dis nou sy woorde, nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle, sy woorde, binne in jou hart. Want hulle, my woorde, is die lewe vir die wat hulle vind. Die oomblik as jy daai openbaring kry van die woord, het jy lewe. Jy kan lewe inbring in enige area van jou lewe, deur openbaring te kry van die woord in daardie area. Die lewe van God is in die woord van God. Die krag van God is in die woord van God. Hy het alles gemaak wat ons kan sien met woorde. Hy het gesê, lig wees en lig was. Onthou jy, ek en jy is in sy beeld geskape, na sy gelykenis. So ons woorde, Spreuke 18 sê, lewe en dood is in die mag van jou tong. Dit wat jy spreek, versadig jou innerlike wese. Hoe meer jy dit sê, hoe meer glo jou hart dit, en hoe meer krag kom dit uit jou uit. Want jy's 'n goddelike wese, jy's gemaak om met woorde te heers. Jy's gemaak om omstandighede te verander met woorde. So, woorde volg uit gedagtes. Dis hoekom die vyand jou gedagtes gaan aanval, dat hy jou woorde kan kry. As jy jou woorde vir die vyand gee, dan gaan die vyand jou eie krag teen jou gebruik. Amen. Maar as jy jou woorde vir God gee, dan is niks onmoontlik in jou lewe nie. Want die woorde is lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Jy kan jou fisiese liggaam gesond kry deur woorde. God se woord is medisyne. Hebreërs sê medisyne vir jou liggaam. Ek kan dit in my mond insit, in my hart insit. Ek kan praat met my lyf. Ek kan praat met dinge. Ek kan praat met omstandighede. Ek kan praat met my finansies. Ek kan praat met elke situasie wat nie in lyn is met God se woord en met sy wil nie. En onthou, God se woord is God se wil. Dit wat met jou lewe gebeur is nie noodwendig God se wil nie. Baie dinge wat in die lewe gebeur en wat in die aarde gebeur, is glad nie God se wil nie. Dit is die duiwel wat dinge doen. Jy moet jou hart na die Here toe draai, sodat hy vir jou kan wys wat is sy wil. En sy woord is sy wil. Sy woord en sy wil kan nie verskil van mekaar nie, want dan maak dit hom 'n leienaar, né? So sy woord is sy wil, en dit is ons verantwoordelikheid om daardie wil te ken en te sien gebeur. Dan sê hy so vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die Hebreërs sê die kragte van die lewe. So letterlik jou lewenskrag, dit wat jou lewe gee, die krag wat jou lewe gee, kom uit jou hart uit. Die krag wat 'n verskil maak in jou gesondheid, 'n verskil maak in jou verhoudings, 'n verskil maak in jou finansies, kom uit jou gees uit jou gees uit. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dis nie ver oor die see nie. Dis nie deur bo in die hemel nie. Amen. Dis naby. Krag is baie naby. Dit is in jou. So ons wag nie op die Here nie. Party mense sê, die Here het sy tyd. Dis 'n leuen. Moenie die leuns van die duiwel glo nie. Die Here se tyd
is 2000 jaar terug gewees. 2000 jaar terug het hy alles betaal aan daai kruis wat betaal moet word. En van daai oomblik af is alles beskikbaar vir die wat ontvang. So ons wag nie op die Here nie. Die Here wag op jou. Hy wag, hy kyk, dit is van baie interessant, wanneer gaan jy begin ontvang? Jy moet ontvang. Nou Jesaja 26 vers 3 wil ek weer vir ons lees uit die Amplified vertaling. Jesaja 26 vers 3 in die Amplified vertaling. You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed or fixed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is fixed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Ons Vader is die bron van alle goeie dinge. Jakobus 1 sê, elke volmaakte geskenk, elke volmaakte gawe, daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Amen. Elke volmaakte geskenk, elke volmaakte gawe, kom van hom af. Hy is 'n goeie Vader. Hy is nie 'n Vader wat jou been gaan breek nie, hy is 'n Vader wat jou been gesond gaan maak. Amen. En wat jou gaan beskerm, en wat vir jou gaan sorg. Hy is die Almagtige, El Shaddai. Hy is El Elyon, Psalm 91, El Elyon, the Most High God. Hy is El Shaddai, the All-Sufficient One, die een wat voorsien. Daar's nie 'n behoefte wat jy het, wat die Here nie wil voorsien nie. Maar die keuse wat ek en jy moet maak, is om hom ons bron te maak. Jy gaan of jouself, of die wêreld, of die duiwel jou bron maak van voorsiening, of jy gaan hom jou bron maak van voorsiening. As jy hom jou bron maak, is jy die regte keuse gemaak. Want hy kan voorsien soos geen een in die hele wêreld kan voorsien nie. Hy voorsien die beste. Hy is vir jou, nie teen jou nie. 2 Korintiërs hoofstuk 10 praat hy oor ons gedagtes. Hoe belangrik hierdie ding is in ons wat ons gedagtes aangaan. Dat jy kan dinge in jou lewe inbring en jy kan dinge uit jou lewe uithaal deur jou gedagtes te verander. Dis baie baie belangrik. Jou gedagtes is die toegang tot die allerheiligste plek in jou. Hoor nou vir my. Jou gedagtes is die toegang tot die allerheiligste plek in jou. Dis hoe jy jou gedagtes moet beskou. Jou gedagtes is heilig. Jou gedagtes is, daar's niks wat belangriker is om te beskerm in jou lewe as jou gedagtes nie. Want jou gedagtes gaan bepaal wat die uitkoms gaan wees vir jou. Die Bybel leer dit, en ek sal nou vir julle dit wys ook. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3. Want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek. Jy wil graag, die duiwel het 'n plan vir jou lewe. Jy wil nie soontoe gaan nie. Dis nie 'n goeie plan nie. En jy kan daai plan verbreek. Planne verbreek. En elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Jy sien die plan behels 'n skans teen die kennis van God. So daar's 'n area van jou lewe waar die vyand jou wil blind hou vir God se wil en vir die kennis van God. In daai area van blindheid gee die duiwel toegang tot daai area in jou lewe sodat hy kan kom steel, kom slag en kom verwoes. Dis wat hy doen. Maar die oomblik as die lig opgaan, as jy die woord eerste stel en jy mediteer die woord en jy sit die woord in jou mond, in jou hart en jy maak dit jou passie, dan bring die woord lig. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die woord bring lig en daai lig skyn en ewe skielik sien jy hierdie is nie reg nie. Hierdie is nie God nie. Hierdie is nie sy wil nie. Hierdie is nie die gedagtes wat van hom afkom nie. Amen. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Elke gedagte gevange neem, daar's hy. Jy moet gedagtes gevange neem.
Gedagtes. Gedagtes, jy het nie die reg om te dink wat jy wil dink nie. Nie as jy 'n Christen is nie. As jy 'n Christen is, moet jy dink in lyn met God se gedagtes. Wat beteken jy het nie die reg om negatief oor jouself te dink nie. Jy het nie die reg om negatief oor jouself te dink nie. Jy moet in lyn dink oor jouself met wat God van jou sê. En God sê jy is sy kind, jy is 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk alles het nuut geword. Dis wat jou gedagtes moet wees. Amen. Gedagtes van veroordeling. Die duiwel sal altyd na jou toe kom, veral as jy op die punt staan om 'n deurbraak te kry in jou lewe, of op die punt staan van bevordering, waar die Here jou na 'n nuwe vlakte wil vat. Dan gaan die duiwel jou kom herinner aan jou tekortkominge. En al wat jy moet doen is onthou, herinner hom, jy het 'n redder. En hy het nie een nie. Amen. Jy het 'n redder. As ons nie tekortkoming gehad het nie, het ons nie 'n redder nodig gehad nie. Amen. Maar ons het almal tekortkominge en daarom het ons 'n redder en hy red ons daarvan. En hy help ons. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan die gesalfde een en sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Die oomblik as daar 'n las betrokke is, of daar's 'n juk betrokke wat op jou nek geplaas word, dan moet daai die gedagte by jou opkom, maar Christus, die gesalfde, is gesalf met lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Toe Jesus in Nasaret gepreek het in sy tuisdorp, wat het hy gesê? Hy het gesê ek is gesalf om vrylating aan te kondig. Amen. Dis wat hy gesalf is om te doen. En in Handelinge 10 vers 38 hoe God rondgegaan het en goed gedoen het en almal genees het wat onder die mag van die duiwel was. Hy is gesalf om jou vry te maak. Al wat jy moet doen is om hy salwing te laat vloei. Jy moet dit ontvang. Jy moet dit glo, jy moet dit vat, jy moet dit laat vloei. Want dit is beskikbaar. Die krag wat Jesus opgewek het uit die dode, vloei al 2000 jaar. Dit het nie opgehou vloei. Die krag het nie gevloei toe dit hom opgewek het uit die dode en toe gestop nie. Dit het aangehou vloei. En dis hoekom hy sê in Efesiërs 1 dat dieselfde krag. Hy sê ek bid vir julle Efesiërs dat julle liggie sal opgaan in julle koppe, dat julle sal agterkom wat is julle hoop van julle roeping. So die hoop van jou roeping is wie jy is. Die tweede ding is wat jy het. Wat is jou erfporsie? Die derde ding is hoe groot die krag is wat beskikbaar is vir jou wat glo. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode, vloei vandag na jou toe. Dit vloei. Dit is beskikbaar. Elke ding wat hy betaal het hy betaal dat jy vry kan wees, vry in jou liggaam. Siekte het nie 'n reg in jou lyf nie. Dit vloei. Ons ontvang dit. Ons praat met ons liggaam. Ons sê siekte, ek bestraf jou. Jy het geen reg aan my lyf nie. Hierdie liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Dit is vrygekoop deur die bloed van die lam. Dit behoort aan hom. Liggaam, kom in lyn. Wees genees in Jesus naam. Ek ontvang dit. Jy sien, om te ontvang, moet jy uit die realm van logika en die realm van die denke uitkom en in die geestelike realm kom. So, hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om uit die denke uit te kom en in die geestelike realm in te kom? Want dis waar my voorsiening lê. Dit begin met om geestelike aktiwiteit te roer in my gees. En dis waar as ek in die gees bid, né, of as ek die Here loof en prys. Net om te loof en prys. Dankie Jesus, dankie. Wat sê in Filippense 4? Hy sê kom na hom toe. Hy sê maak jou versoek bekend. Ja, maar die Here weet mos. Ja, maar hy vra, maak dit bekend. So bring dit na my toe op 'n amptelike vlak. Bring jou versoek na die Here toe op 'n amptelike vlak. Dan glo dat jy ontvang wanneer jy vra. Nie wanneer jy sien nie, wanneer jy vra. Glo jy ontvang. Dan danksegging. Dan begin dit. Dankie Jesus. Halleluja. Nie meer die duiwel vir jou sê jy het dit nie, meer sê jy dankie Jesus. Ek het dit. Dankie Jesus. En daai geestelike stroom wat uit jou uitkom van danksegging. Dit roer in die binnekant van jou en dit plaas jou in die geestelike realm waar jy ontvang.
En hy sê, gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Kyk julle na wat voor oë is. Die Engels sê dat, do you look at things after the outward appearance? So, dis 'n fout. Ons moet besop daarvoor om nie te kyk na alles of om nie gevolgtrekkings te maak net deur wat ons oë kan sien nie. Amen. Jy kan so maklik mislei word deur wat jou oë kan sien. Al wat jy kan sien is die fisiese. Ons sien mekaar in die fisiese riekelm, ons sien nie mekaar se gees nie. Amen. Ons sien ons omstandighede in die fisiese riekelm. Maar die fisiese riekelm is 'n beperkte riekelm. Ons moet begin kyk met die oog van geloof. Dis die oog van geloof wat buite die fisiese riekelm sien. Wat sê al lyk dit vir my of niks werk nie, deur sy wonde is ek genees. Al lyk dit vir my of die krale in die stalle leeg is, ek het oorvloed. Amen. Daai selfde 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7 sê, for we walk by faith and not by sight. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hebreërs 11 vers 1. Nou ek wil weer 'n bietjie die Amplified. Die Amplified is my baie mooi, daai Hebreërs 11:1. Hy sê as volg: Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Dit is bo wat jou sintuie is beperk. Jou in die fisiese riekelm word ek beperk met my 5 sintuie wat ek kan sien en voel en ervaar met my liggaam, né? Maar my gees is groter as dit. En in my gees, wanneer ek die woord in my gees inbou, dan ontvang ek die kapasiteit om geloof te hê. En daai geloof vat iets wat meer is as wat die sintuie kan doen. In my gees weet ek, deur sy wonde is ek genees. Ek gee nie om wat ek sien nie, ek gee nie om wat ek voel nie, ek gee nie om wat my liggaam vir my sê nie, deur sy wonde is ek genees, in Jesus naam. Hebreërs 11, maar nou vers 8. 11:8 sê die volgende: Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Die Amplified sê, he did not trouble his own mind. He did not trouble his own mind. Hy het weggetrek sonder om te weet waartoe, net op grond van wat die Here gesê het om te doen. En die geheim van Abraham was, hy het dit reg gekry om hier vas te bly. Want jou denke gaan begin hardloop. Sê, maar waartoe gaan ek nou? Hier staan ek op, ek vat al my goed, ek trek ergens heen. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het nie God bevraagteken of probeer redeneer nie. Hy het besef, hierdie is 'n geesding, dis nie 'n mind ding nie. Vers 15 van Hebreërs 11. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. As hulle bly dink het. Nou, daai is 'n baie belangrike frase vir elkeen van ons. Onthou, ons is besig met koninkryksbeginsels. So ons wil hierdie koninkryk soek, ons wil hierdie koninkryk uitbou in ons lewe, ons wil die koninkryk eerste plaas. En hierdie beginsel is krities belangrik. Die vraag wat elkeen van ons vir onsself moet vra is, waaraan bly ek dink? Waaraan bly jy dink? As jy bly dink daaraan, is jy op pad soontoe. Sê saam met my, ek is op pad waaraan ek bly dink. Nie negatiewe confession maak nie, broer, maar dan waaraan bly jy dink nou, né? As jy 'n negatiewe dink, is dit nou 'n negatiewe confession gewees, né? Maar as jy aan die regte goed dink, is dit 'n goeie ding. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik oes. Daar's 'n goeie ding om aan te dink. Maar wie volop saai, sal volop oes. Dink daaraan. So, hier begin koninkryksbeginsels en hy sê vir ons waaraan ons dink, né?
waaraan ons dink. As ons bly dink aan 'n ding, gaan ons soontoe. So as daai ding waaraan jy bly dink van die vyand af is, dan moet jy dit afsny. Hoe sny jy dit af? Met die woord. Jy antwoord hom spesifiek. Terwyl daar wat Jesus gedoen het toe die brood, die duiwel hom versoek het in die woestyn, en hy sê vir hom, hoekom vat jy nie van hierdie klippe en maak brode nie? En onmiddellik herken Jesus dat die gedagte van die vyand afkomstig is. En hy antwoord nie net die vyand nie, maar hy antwoord die gedagte self. Amen. Hy sê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord uit die mond van God. So dan as ek bly dink aan 'n ding, die duiwel sê vir jou, wat gaan jy eet? Wat gaan jy drink? Ag, shame. Jy het te min, jy skiet te kort in hierdie area van jou lewe. Jy's verontreg. Oor die duiwel kan 'n pity party gooi, hoor. Die duiwel kan traantjie wegpik saam met jou, hoor hoe slaar dit met jou gaan in 'n sekere area van jou lewe. Nou kan jy saam met die duiwel begin dink en praat, of jy kan agterkom wat uit die gang is. Hy's besig om jou vir 'n trip te vat. En jy kan sê, nee. My God voorsien in al my behoeftes na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Amen. Dis my antwoord. Ek antwoord daai gedagtes. Ek antwoord dit. In my life, there is abundance and no lack. Duiwel sê vir jou, wat gaan nou gebeur? Sê, in my life, there is abundance and no lack. Amen. Jy sê, jy moet dit oefen. Jy moet dit oefen, want die tyd gaan kom wat jy dit genuine moet sê. Dit is maklik om te sê as alles goed gaan. Maar as alles teen jou draai, dan moet jy dit met meer krag sê. Dis ook nie meer dit elke dag moet oefen. Want jou gees is soos 'n spier wat geoefen moet word. As hy aanslag in jou liggaam kom, dan moet dit met krag uit jou mond uitkom. As die aanslag op jou finansies kom, moet dit met krag uit jou uitkom. So Efesiërs 4 vers 27 sê vir ons die volgende: gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Die primêre plek wat jy nie aan die duiwel moet gee nie, is in jou gedagtes. Want die primêre aanval van die duiwel in jou lewe is in jou gedagtes. Hy val jou aan jou gedagtes aan. Dis wat Jesus vir ons gewys het in Matteus 6. Hy het gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie. So nou begin Mammon en hy begin gedagtes bring. En jy moet dit teenstaan, want dit is, jy kan nie 'n plek gee aan Mammon deur 'n plek te gee aan sy gedagtes nie. Die oomblik as jy begin dink oor gebrek, gee jy 'n plek aan Mammon. As jy begin gebrek-minded word, het jy 'n plek gegee aan Mammon. Jy het nie 'n vader van gebrek nie. Jy het nie 'n vader van net genoeg nie. Jy het 'n vader wat meer as genoeg is. Amen. En jy kan nie toelaat dat daai gedagtegang van Mammon in jou inkom nie. Want Mammon bring vrees, altyd, vrees vir gebrek. Onthou, saam met die gedagte kom daar vrees. Dis 'n beklemming om jou hart. As jy dit herken, dan weet jy, hierdie gees is nie van die Here af nie. Hy gee nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Nou Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So ek is nou in Jesus. Oomblik toe ek Jesus aangeneem het as my saligmaker, as my verlosser, op daai oomblik het Jesus in my kom woon. Hy's in my hart, hy's in my. Maar ek is ook in hom. En omdat ek in hom is ek onderworpe aan 'n nuwe stel geestelike wette. So die mense wat nie in Jesus is nie, hulle is onderworpe aan die wet van die sonde en die dood. Hulle het geen weerstand teen sonde nie. Sonde oorweldig hulle en die dood volg.
saai sonde en hulle oes dood. Terrible, né? Dit is interessant hoeveel akteurs en aktrises sterf vroeg in hulle lewe. Het jy agtergekom? Is hulle 30 jaar oud, 35. Daar's baie druk op hulle. Dit is nie maklik as jy skielik daai beroemdheid kry en alles wat daarmee saamgaan nie. Min van hulle lewe tot 'n ouderdom. Want daar's demone betrokke wat hulle wil dood hê. Verstaan jy? Die duiwel haat elke mens. Hy haat elkeen, omdat elkeen lyk soos God vir hom. Maar die oomblik as jy hierdie beginsels ontdek en jy begin dit toepas, dan raak jy onaantastbaar vir die duiwel. Hy het geen antwoord teen die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus nie. Nou sê hy hierso, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So om jouself in daai wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus te plaas, moet jy nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Nou hoe gaan jy dit regkry? Vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. That's it. Wat jy dink, bepaal watter wet jy in aksie sit. So kan jy sien hoe geweldige impak jy dit in jou lewe, dit wat jy dink. Geweldige impak wat jy dink. Dink oor jouself, dink oor God, dink oor waarmee vul jy jou denke, waarmee hou jy jou denke besig. Amen. Wat se respek het jy vir God? Wat is respek het jy vir die mense rondom jou? Dit is alles jou denke, né? Nou goed, nou wil ek vir julle lees Efesiërs 4, Filippense 4. En ek gaan hom in 2 vertalings lees, want ek wil regtig 'n bietjie delf in hom daar. Filippense 4, eers in die Afrikaans en dan in die Weymouth vertaling. Ons begin van vers 4 tot 9. Hy sê daar, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Wanneer? Altyd. Wat is altyd? Altyd is veral as jy dit nie wil doen nie. Dis wat altyd beteken. Altyd beteken veral as jy nie lus is nie, veral as dit nie na 'n goeie tyd lyk nie, en veral as dit bietjie ontoepaslik is, dan is dit 'n goeie tyd om dit te doen. Verbly jou. Ek bedoel, wie het nou gedink jy moet jou in die middel van 'n tronk verbly? Paulus Filippense sit in die tronk. In die middel van die tronk, met sy voete vasgemaak en sy rug geslaan. En langs hom sit Silas, en wat maak hy? Hy verbly hom. Hy bid eers. Hy stel die Here in kennis met wat met hom gebeur het. Hy inform die Here. Okay. Toe hy nou weer die Here weet, wat doen hy volgende? Hy laat lofprysing uit sy gees uitkom. Lofprysing uit sy gees. Dit het soveel krag beskikbaar gestel, dat die hele tronk het begin skud. En die hele tronk het gebreek. Elke venster, elke deur in daai tronk het gebreek. En alles het oopgegaan. Die krag wat Jesus opgewek het uit die dode, het gemanifesteer in daai tronk. Dis waarvan ek praat. Amen? Halleluja. Tronkbewaarder wil selfmoord pleeg, want hierdie ouens het weggekom en nou is dit tickets. Hulle stop hom, lei hom na die Here en die kerk in Filippi word net daar begin. Dis krag. Dis krag en dit begin by 'n totale ander gees, 'n gees wat in worship was in die middel van alles. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Daai woord vriendelikheid is forbearance of forbearing spirit. Forbearing spirit, jou vermoë om beheer te hê oor jou gees. Om beheer te hê, dat jou gees beheer het oor jou liggaam. Wees oor niks besorg nie, maar laat jou begeertes in alles deur gebed en petisie met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou gedagtes bewaar in Christus Jesus. Nou goed, kom ek lees hom in die Weymouth. Want Weymouth gee hom lekker. Filippense 4, vers 4. Always rejoice in the Lord. I will repeat it, rejoice. Let your forbearing spirit, dis daai gees wat beheer is, beheer oor jouself, be known to everyone, the Lord is near. Do not be anxious about anything, but by prayer and earnest pleading, together with thanksgiving,
let your requests be unreservedly made known before God. So will the peace of God, which surpasses all power of thought. Daai was 'n interessante frase vir my. It surpasses all power of thought. Be a garrison to guard your hearts and minds in Christ Jesus. 'n Garrison is 'n groep soldate. Daar's soldate opdrag gegee in die gees. Naamlik soldate van vrede om jou gedagtes te bewaar. Jy sien hoe belangrik is jou gedagtes. Krities belangrik. Finally, brethren, whatever is true, whatever wins respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovable, whatever is of good repute, if there is any virtue or anything deemed worthy of praise, cherish the thought of these things. Let all that you learned and received and heard and saw in me fashion your conduct, and the God of peace will be with you. So hier gee hy vir ons dit. Hy gee vir ons 'n formule. Hy sê vir ons, kom na die Vader toe. Moenie, as jy enigiets mee sukkel in jou lewe, hou op sukkel daarmee. Kom na die Vader toe. Bring dit na hom toe. Ontvang en dan begin jy met danksegging. En terwyl jy met danksegging besig is, dan is dit 'n kwessie van bewaar jou gedagtes, bewaar daai gedagtes. Dink aan die dinge en hy sê dit so mooi so. Dink aan the power of thought. Whatever is true, whatever wins respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovable, whatever is of good repute, if there is any virtue or anything deemed worthy of praise, cherish the thought of these things. So nou wil ek gaan na 2 Petrus 1 toe. 2 Petrus 1. Ons ken hom al, ons het hom al baie gelees. Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en saligmaker of redder, Jesus Christus. Mag guns en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle deur die beloftes, deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid of die vloek ontsnap het. So daar's 'n vloek wat in die aarde ingekom het. Amen. Daai vloek bring alle slegte goeders. Die Bybel sê jy kan daai vloek ontsnap. Jy kan daai vloek ontsnap en die manier hoe jy dit ontsnap is deur die beloftes. Maar wat moet jy met die beloftes doen? In jou mond en in jou hart. Romeine 10 vers 8. Kom ons kyk net in die Weymouth hierso. 2 Petrus 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those to whom there has been allotted a faith of equal privilege of ours, through the righteousness of our God and of our Saviour, Jesus Christ. May more and more grace and peace be granted to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, seeing that His divine power has given us all things that are needful for life and godliness, to the knowledge of Him who called us by His own glory and perfection. Thereby He has granted us His exceeding great and precious promises, in order that through them you may become sharers in the divine nature, having escaped the corruption which is now in the world by reason of lustful passions. Jy kan ontsnap, mense. Jy kan ontsnap. Jy moet die woord vat. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof wat ek Paulus preek. In jou mond en jou hart. En dit is om by daai lasverwyderende, jeukvernietigende krag uit te kom, om daai krag te laat vloei. Moet die woord in jou mond wees en in jou hart wees. Amen. Halleluja. Goed. Ons gaan nou ons nagmaal. Julle kan dit so lank uitdeel, maar moet nog nie begin daarmee nie. Hou dit net vas in jou hande, want ek kom met julle deel rondom die nagmaal. Die nagmaal is 'n tyd van ontvang, né? Ons moet nou ontvang. As jy genesing in jou liggaam nodig het, dan is dit nou 'n great oomblik om te ontvang deur die nagmaal te neem. En ons moet mooi dink aan wat die nagmaal ons alles herinner aan. 1 Korintiërs hoofstuk 10 en hoofstuk 11
Eintlik 1 Korintiërs 11. Kom ek lees vir julle hierso. Vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." So die gedagtenis hier is nommer 1 dat jy moet onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Hy het sy eie liggaam laat breek. Hoekom? Sodat jou liggaam heel kan wees. So ons ontvang, siekte het geen reg in jou liggaam nie. Deur sy wonde is jy genees. Ons ontvang dit in Jesus naam. So met die nagmaal ontvang ek nou. Daar's geen groter liefde. Geen mens het groter liefde as dit nie. Dat 'n man sy lewe vir sy vriende sal aflê. Jesus het sy lewe afgelê vir jou. Hy het sy liggaam laat breek sodat jou liggaam heel kan wees. Jesus het nie hel toe gegaan sodat jy hel toe moet gaan nie. Hy het hel toe gegaan sodat jy hemel toe kan gaan. Hy het dit in jou plek gedoen. Hy het nie kruis toe gegaan sodat jy ook kruis toe moet gaan nie. Hy het nie sy liggaam laat breek sodat jou liggaam ook gebreek moet word nie. Hy het sy liggaam laat breek sodat jou liggaam heel kan wees. Amen. Hy het sonde geword sodat jy kan word die geregtigheid van God. Dit is wat hy gedoen het. Alles wat hy gedoen het was in jou plek. Amen. Want so dikwels as jy van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse van die brood eet of die beker drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Want die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So jy moet onderskei. Nommer 1, dat sy liggaam in jou plek gebreek is. Jy moet ook onderskei dat ons hier saam met mekaar is die liggaam. Jy het 'n verantwoordelikheid in die liggaam van Jesus. En jy moet jou plek inneem, want hy sê, want as ons onsself beoordeel, sal ons nie geoordeel word nie. Nou sê hy, vers 30, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Hoekom? Hulle onderskei nie die liggaam nie. As jy nie jou plek inneem nie, in die liggaam nie, dan kry jy nie die voeding wat jy moet kry nie. As jou plek in 'n sekere gemeente is, in 'n sekere posisie, wat die Here vir jou gemaak het, dan moet jy sorg dat want as jy nie daar is nie, dan kry jy nie die voeding wat jy moet kry nie. En wat word jy? Jy word swak. Nie die Here wat jou swak maak, en jy maak jouself swak, want jy kom nie. Amen? So jy kry nie die voeding nie, so jy word swakker, en dan word jy sieklik, en uiteindelik gaan jy vroeg dood. Nou, ek sou voorstel, onderbreek daai progressie. Amen? En die oomblik as jy sien jy is bietjie swakker, kom kry kos. Neem jou plek in die liggaam. Jy het iets om te gee wat niemand anders kan gee nie, en jy het ook iets om te ontvang wat niemand anders vir jou kan laat ontvang nie, in die posisie wat die Here vir jou het. Amen. Ons gaan nou die brood saam eet. Ons herinner en ons dink daaraan dat Jesus letterlik sy liggaam geoffer het in ons liggame se plek. Hy het ons liggame gekoop. Hy het ons gees, siel en liggaam gekoop. Amen. Ons gaan die brood eet, en so wat ons dit eet, gaan ons ontvang genesing vir ons liggame. Die woord sê in 1 Petrus 2 vers 24, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, could be alive unto righteousness, by whose stripes you were healed. Hy het dit gedoen, sy eie liggaam op daai kruis laat breek, sodat jy dood kan wees vir sonde. Jy is nou dood vir sonde. Jy is nou lewendig vir geregtigheid. Deur sy wonde is jy genees. Liggaam, wees genees. Ons ontvang dit in Jesus naam. Sy bloed is gestort, sodat jou sonde totaal betaal kan wees. Uitgewipe, dat die skuldbrief teen jou nie meer bestaan nie. Geen beskuldiging teen jou kan standhou nie. Daar is geen beskuldiging teen jou nie, daar is geen oordeel vir jou nie. Die oordeel is deur hom gedra. Jy is vry. Amen. Dankie Here Jesus, dat U ons sonde van ons verwyder het, so ver as die ooste van die weste. Dat U ons oordeel gedra het, sodat ons vry kan wees. Dat U ons gekoop het uit die mag van duisternis
na die koninkryk van u liefde. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja.